Goeiemôre en hier is ons aan die einde van 'n week. Ek wens vir elkeen 'n wonderlike naweek toe en ook aan elkeen wat 'n moederskapsrol vervul, mag die Here jou rol as ouer seën. Vandag sluit ons af met Paulus, die Nuwe Testamentiese skrywer, se moederskapsmetafore. Metafore speel 'n belangrike funksie, nie net op papier nie, maar hoe ons die lewe ervaar. Volgens die Conceptual Metaphor Theory word ons verstaan van die lewe gevorm deur metaforiese assosiasies, wat dan lewe kry deur ons ervarings. Dit word natuurlik ervaar binne in ons opbrengs, ons kultuur en omgewing. So wanneer Paulus 'n metafoor gebruik, wek dit kognitiewe ervarings op wat liggaamlik herken word en op 'n dieper emosionele vlak ervaar word. Nou met vandag se metafoor gebruik Paulus weer die beeld van geboortepyne, maar hierdie keer nie in 'n negatiewe sin nie, maar juis om 'n assosiasie van hoop te skep. So dink 'n bietjie aan ons eie wêreld. Wanneer jy na die wêreld kyk, is dit vol van pyn, onreg, verdriet, en dan wonder ons soms, is God nog hier? Nou Paulus sê in Romeine 8 vers 22, en hy gebruik hier die metafoor om hierop te antwoord. Ons weet dat die hele skepping tog tot nou toe sug in die geboortepyne van verwagting. Paulus gebruik 3 woorde saam om sy metafoor tot lewe te bring. Hy gebruik sug, geboortepyne en verwagting, sug as soonstenazo, geboortepyne as dino, en die woord apokaradokia, wat verwagting beteken. Verwagting wat iets sê van iemand wat sy nek uitrek om iets wonderliks te kan sien. Paulus gebruik hier die spesifieke 3 woorde saam om uit te wys dat die skepping sug nie omdat dit besig is om te sterf nie, maar omdat geboorte naby is. Viktor Frankl, die sielkundige, sê, hy wat 'n hoekom het om te lewe, kan byna enige hoe in die lewe verduur. Hy wat 'n hoekom het om te lewe, kan byna enige hoe verduur. Menend enige pyn verduur wat op hom wag. Ons het meer as 'n hoekom. Ons het 'n belofte wat hierdie kosbare geboortepyn metafoor vir ons gee. Die heerlikheid wat kom, oortref die lyding van vandag. Jou pyn is nie die laaste woord nie. Dit is die klank van geboorte wat naby is. Die vreugde wanneer daar die eerste huilklankies van 'n baba klink. So vra jouself vandag, watter pyn dra jy tans as iets sinneloos? En wat sou dit beteken om dit te begin sien as geboortepyne van iets wat God besig is om voor te bring? Kom ons bid saam. Here, wanneer die wêreld sug, laat ek onthou dat dit die klank van nuwe geboorte is en dat U heerlikheid naby is. Amen.